Amen. Go and see the King. Amen. Mens afsit. Amen. Amen. Susan, Jaco. 1, 2. Jaco. Ooh. Nou vergeet ek alweer om die ander aan te sit. Ai. Ons blameer dit op die koue wind vanoggend. Amen. 1, 2. Amen. Sy. Nou is ons op die lig. Amen. Welkom volgend hier, so lekker om volgend weer in die huis van die Here te wees. En ek sê volgend vir die Here, toe ek bietjie so sit, hierdie winde is winde van verandering. Dit is Heilige Gees winde, hy het dit gestuur. So, en ons is so dankbaar vir die Here se teenwoordigheid vanoggend en wat hy vanoggend wil doen. Maar ons bid vanoggend spesiaal vir Tannie Lena. Tannie Lena is nog in ICU, sy is nog baie siek. Ons was gistermiddag daar, toe ons daar kom, toe hulle gesê sy is al reeds in teater. So, sy het 'n kink in haar darms. So, en hulle moes dit uithaal, anders sou die darm doodgaan. Maar die suiker klink met hulle gestabiliseer en so dis daarom beter. Al veranderings, ons gaan, ek sal julle op hoogte hou, sodra ons nuus het. En dit is so lekker om vir Mabel weer terug te hê vanoggend. Sy is so bly jy is hier vanoggend, Mabel. Maar terwyl ons ook so vir hulle bid, ons bid ook vir oom Jof en tannie Gertrude, met Joseph, wat in Saudi is. Ons weet die Here sy hand is op hom en hulle hou hulle veilig. Ja, dis altyd groot bekommernis en al die nonsens wat aangaan. Maar jy weet, wanneer ons by die Here skuil, dan hou hy ons toe. So kom ons gaan vanoggend se diens aan die Here toewy en dan gaan ons lekker saam sing vanoggend. Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons met dankbare harte voor U staan, Here. Here, dankbaar om in die huis van die Here te kan wees vanoggend. Here, dankbaar dat ons vanoggend by U voete kan sit. Here, vanoggend nie die versoeke gehoor, Here, en terwyl daar mense is wat siek is en Tannie Lene wat nog in ICU is, Here, weet ons, Here, U is daar. Here, ons weet dat U genees siektes. Here, U genees gebroke harte. En U beskerm U kinders. Here, so dank ek U vir U teenwoordigheid hier by ons vanoggend, Here. Here, en ons gee die diens vanoggend aan U oor. Here, U het volkome toestemming om te kan maak vanoggend wat U wil maak. Here, nie ons program nie. Here, maar U program. Here, ons bid dat hierdie lofprysing en aanbidding vanoggend vir U soos 'n wonderlike reukoffer sal wees, Here. Om U naam te verheerlik en alle eer aan U te bring. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons gaan vanoggend lekker saam sing. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien dat ek is vry, vry, vry. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien dat ek is vry, vry, vry. Ek is vry, vry, vry. Christus maak my vry. Eers was ek blind, maar nou kan ek sien dat ek is vry, vry, vry. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar?
Jesus red en genees en hy tot nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus red en genees en hy tot nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Want Jesus besit nou my hart. Ja, Jesus besit nou my hart. Vreugdestrome die rol en my hart is so vol. Want Jesus besit nou my hart. Ja, Jesus besit nou my hart. Ja, Jesus besit nou my hart. Vreugdestrome die rol en my hart is so vol. Want Jesus besit nou my hart. Ja, Jesus besit nou my hart. Ja, Jesus besit nou my hart. Vreugdestrome die rol en my hart is so vol. Want Jesus besit nou my hart. Elke dag met Jesus is soeter as die dag weer. Elke dag met Jesus, myne kom steeds meer en meer. Jesus red en hou my, en vermag ons spoedig weer. Elke dag met Jesus is soeter as die dag weer. Elke dag met Jesus is soeter as die dag weer. Elke dag met Jesus, myne kom steeds meer en meer. Jesus red en hou my, en vermag ons spoedig weer. Elke dag met Jesus is soeter as die dag weer. Bly ek behoort aan Jesus, ek so bly ek behoort aan Jesus. Bly ek behoort aan Jesus, halleluja, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen, prys die Heer, amen, amen, prys die Heer, amen, amen, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen, prys die Heer, amen, amen, halleluja, prys die Heer. Ek so bly ek behoort aan Jesus, ek so bly ek behoort aan Jesus, ek so bly ek behoort aan Jesus, halleluja, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen, prys die Heer, amen, amen, prys die Heer, amen, amen, prys die Heer. Prys die Heer, amen, amen, prys die Heer, amen, amen, halleluja, prys die Heer. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal, van vreugde sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal, van vreugde sing ek so bly. Dit laat my so lekker sing, dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan vredig lewe. Dit laat my so lekker sing, dit laat my so lekker sing. Dit laat my so lekker sing. My sonde is vergewe en ek gaan vredig lewe. Dit laat my so lekker, dit laat my so lekker, dit laat my so lekker sing. Amen.
Aan God al die ere, hy het wonders gedoen. In liefde gee hy ons sy enigste seun. Hy offer sy lewe as sonderrantsoen, om vir ons die hemel veropen te doen. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Volmaakte verlossing, die prys van sy bloed, vir almal maak God die belofte nog goed. Die grootste oortreder, wat waarlik geloof, verdaden deur Jesus vergifnis beloof. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. Hy leer ons sy wonders, hy het wonders gedoen. En ons is nou deur sy kruisbloed versoen. Maar groter as alles, en heerlik en skoon, sal daar die dag wees, wanneer ons Jesus kroon. Prys die Heer, laat die aarde getuig. Prys die Heer, laat die mensdom nou juig. O kom tot die Vader, deur Jesus die Seun, en gee hom die ere, hy het wonders gedoen. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. En gee hom die ere, hy het wonders gedoen. It's glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. It's glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. It's glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. It's glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. It's glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. It's glory, hallelujah, since I've laid
Now I'm feeling just like dancing since I've laid my burdens down. And now I'm feeling just like dancing since I've laid my burdens down. It's glory, glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. It's glory, glory, hallelujah, since I've laid my burdens down. Since I've laid my burdens down. Life is easy when you're up on the mountain. You've got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God in the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. You talk of faith when you're up on the mountain. The talk comes easy when life's at its best. Now it's down in the valleys of trials and temptations. That's where your faith really up to the test. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. For the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is the God in the bad times. The God of the day is the God in the night. The God of the day is the God in the night. Draw me close to you. Never let me go.
I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are here. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find the way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are here. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are here. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you are near. Help me know you are here. Is the number of the Lord, waar de geest die lang in my hart zal zijn, hoe groot is ons God. Is die number of the Lord, waar de geest die lang in my hart zal zijn, hoe groot is
is ons God. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Die wilde van die Heer, gekleed in majesteit, die hele aarde juig, die hele aarde juig. Hy kleed homself met lig, en duisternis moet vlug, begin en die einde, begin en die einde. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Eeuwe kom en gaan, en tyd tussen sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God het nie in eer, Vader, Gees en Seun, die leeu en die lam, die leeu en die lam. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Is die naam de naam, waar die Gees die lam, in my hart sal sing. Hoe groot is ons God. Is die naam de naam, waar die Gees die lam, in my hart sal sing. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Hoe
Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Hoe groot is ons God, ons en hoe groot is ons God, almal sal sien. Hoe groot is ons God. Hemelse Vader, Here, dankie dat ons hierdie vanoggend kan verklaar, Here. Here, dat almal sal sien hoe groot U is. Here, almal daar buite sal sien hoe U heerlikheid aan ons openbaar, Here. Here, en hoe U die hand beweeg vir die kinders. Here, want ons weet dat U naam is die naam wat bo elke ander naam is. Here, en dat elke knie sal buig voor U naam. Abba Vader, Here, dankie vir U soete teenwoordigheid hier. Here, dankie dat U hand beweeg oor ons, Here. Here, dat U vanoggend by ons stil staan. Dankie, Abba Vader, dat ons kan vashou aan U in tye waar dit onstuimig is, Here. In tye waar ons in onsekerheid leef, weet ons, Here, dat U is die rots, U is die skuilplek, U is die een wat nie sal verander nie. Ons weet, Here, dat U sal altyd daar wees vir die kinders. Altyd deurkom vir ons. En die genade dag vir dag oor ons uitstort. Here, ek dank U vir die woord wat vanoggend uitgaan. Here, ek dank U vir elkeen wat daardie woord hoor. Here, vir elkeen wat inskakel vanoggend. Here, dat die woord deurdring tot hulle harte. Here, want ons mag dalk die saadjie plant. Here, maar dit is U wat dit water gee. En U laat daardie saad groei, sodat dit vrug kan dra in die lewens wat dit hoor. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. So as jy jou Bybel vanoggend saam met jou het, maak saam met my oop. En ons gaan oopmaak daar in die Nuwe Testament in die boek van Hebreërs. En ek is seker toe julle die advertensie gesien het, almal van julle baie nuuskierig geraak. Waarvoor praat ek nou oor 'n voorbok en 'n agteros vanoggend? Sien, maar die Here het snaakse maniere met my te gesels oor goed. Maar ons maak ook op die boek van Hebreërs, hoofstuk 13. En ons gaan daar saam lees vanaf vers 9. Ons gaan net 3 kort versies lees. Hy sê, gedenk julle voorgangers, wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel. En dan sê hy, volg hulle geloof na. Onthou daai stukkie. Volg hulle geloof na. Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Moenie rondgeslinger word deur allerhande en vreemde leringe nie, want dit is goed dat die hart versterk word deur genade, nie deur voedsel nie, waarvan die wat daarin wandel geen voordeel gehad het nie. Paulus het geskryf, volg hulle geloof na.
Nou skep vir jouself hier die prentjie volgend. As jy soos ek is, en ek weet my reis ook so, ons is prentjie mense. Ons hou van prentjies. Maar maak vir jouself hierdie prentjie in jou kop volgend. Dis 'n donker oggend, lekker stil oggend, daar buite in die veld. Doodstil, jy hoor niks nie. En die mis hang so dik. Jy kan niks sien nie. Maar jy hoor 'n geluid skielik. Jy hoor iets. Daar is 'n klok wat jy hoor. Nie almal kan hierdie klok sien nie. Maar almal hoor hom. Dis die voorbok. Dis die voorbok se klok wat lui. Sien die voorbok loop heel eerste. Hy breek die pad oop. Hy loop waar die ander bokke nog nie geloop het nie. En die ander volg hom. Hulle gaan agterna. Sien maar vanoggend vra die Heilige Gees 'n vraag. As die trop net so ver kan gaan soos die voorbok, hoe ver sal hulle gaan? As mense net so ver kan gaan soos wat jy loop, hoe ver gaan mense gaan wat jou volg? Hoe ver sal mense bereid wees om agter jou aan te gaan? Ons sê baie maklik, ek volg Jesus. Ek is 'n Christen. Ons is baie vinnig om daardie woorde te sê. Ek volg Jesus. Maar Paulus het gaan staan en skryf in 1 Korintiërs, hy sê, 1 Korintiërs 11, wees my navolgers. Soos ek dit ook van Christus is. Hy het gaan sê, nie net volg Jesus nie. Paulus het gesê, volg my, omdat ek vir Jesus volg. Sien, waarvan Paulus gepraat het, is voorboktaal. Dit is net die voorbok wat kan sê, volg my, omdat ek vir Jesus volg. Die taal wat Paulus gebruik het, is gevaarlike taal. Want nie enige een mag sê, volg my nie. Nie enige een kan die voorbok wees nie. Paulus het gesê, Jesus moet binne in jou gesien kan word. Amen. As jy wil die voorbok wees, moet Jesus gesien word binne in jou. Amen. Jy kan nie wil die voorbok wees en jou klok lui en hulle kan nie vir Jesus sien nie. Amen. Kom ek sê dit bietjie anders te volgend. As ek nou 'n lekker stroopbroodjie maak en ek gaan sit hom hier op die grond neer. Nie baie lank nie, dan sien jy, hier is 'n muur wat loop. En die muur ontdek daai stroopbroodjie. Kyk, hy kan dit vir homself hou. Hy kan dit alleen eet. Sien maar, dis nie wat die muur doen nie. Die muur hardloop terug na die nes toe en gaan vertel vir al die ander mure, hier's 'n stroopbroodjie op die grond. En voor jy oë uitvee, dan loop hulle hier 'n hele paadjie af en is 'n sweterjoel vol mure. Sien, as jy mure in jou huis kry, sal jy nooit een kry wat alleen loop nie. Daar's baie. En as hulle kos ontdek, dan raak hulle ewe skielik baie meer. Sien, en soos hy hulle vertel, is daar skielik 'n beweging. As iets wat gebeur, daar's 'n beroering wat gebeur. En die mure ontdek iets wat gegee word. Hulle ontdek lekker kossies. Sien, die muur bly nie stil nie. Hy gaan uit om te vertel. Hy gaan juist terug na die nes toe om vir hulle te sê, hier is iets wat ek ontdek het. Nou ek wil jou vra, wanneer laas was jy soos die muur gewees? Wanneer laas het jy na kerk
As jy by jou familie gekom het, of by jou kinders gekom het, of by vriende gekom het en gaan kuier het, en vir hulle gaan sê het, jy sal nie glo wat vanoggend in die kerk gebeur het. Wanneer laas jy vir hulle gaan sê, Jesus, jy moes daar gewees het. Die Here het met my gepraat vanoggend. Ek het vanoggend iets gevoel wat ek nog nie gevoel het nie. Ek het iets gehoor vanoggend. Wanneer laas het jy soos die muur gehardloop na iemand toe, en vir hulle gesê, jy het uitgemis vanoggend. Hier was iets gewees. Daar was kos. En jy het dit gemis. Sien, die voorbok kan nie stil bly nie. Die voorbok lui sy klok, dat almal kan hoor. Amen. Jeremia 20 vers 9, kom ons sê die tweede gedeelte, hy sê, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente. Ek het my moeg gemaak om dit uit te hou, maar ek kon nie. Wanneer jy daai kosies vir jouself hou, maak dit jou moeg. Want jy is nie veronderstel om dit net vir jouself te hou nie. Jy is veronderstel om te gaan deel. Jy is veronderstel om vir ander te gaan sê, hier is iets wat jy gemis het. Maak nie saak of ander plekke groot en fancy is nie, en hulle het groot bands, en het gaan te kere, en het allerhande ligte. Maar die Here beweeg ook in klein plekkies. Here sê, waar 2 of 3 vergader, daar sal hy wees. Amen. Wanneer sy aangesig gesoek word, daar sal hy wees. Sien, maar behalwe die voorbok is daar 'n ander een in die trop. En dis die agteros. Agteros is ook 'n spesiaal. Die agteros is daar. Hy volg die voorbokke. Hy is deel van die trop. Sien maar, hy dra nie noodwendig die momentum wat die voorbok dra nie. Die agteros kan ook gaan vertel. Hy kan ook deel. Sien, nie almal wat in die trop loop, is in dieselfde geestelike seisoen nie. Sommige gaan voorbokke wees. Sommige gaan in die middel van die trop rondloop, en sommige sal agterosse wees. Ook daar, om die trop te ondersteun. Hulle moet ook groei. En soos wat die Here werk met die agterosse, sal hulle groei. En nader beweeg, meer na die middel te gaan, en naderhand word hulle ook voorbokke. Die Here werk met elkeen op sy eie tyd, en op sy eie pas. Nie almal van ons kan dieselfde goed hanteer nie. Nie almal van ons kan deur dieselfde toetse gaan, as wat aan die een gaan nie. Sien, die agteros wag gewoonlik dat iemand anders te eers leiding neem. Laat iemand anders te eers begin bid, iemand anders te eers begin worship, omdat die agteros moet leer. Leer hoe om dit te doen. Leer hoe om leiding te neem. Leer hoe om soos Jesus te wees. Hy lewe van iemand anders se vuur af. Hy het dalk sy eie vuur, maar sy vuur brand dalk nog nie soos iemand anders se nie. Sy vuur mag dalk nog nie brand soos die voorbok se nie. Dalk die agteros nog nooit die Heilige Gees vreugde beleef nie. Dalk is dit iemand wat nog nuut is in hulle geloof. Dalk is dit iemand wat nou eers ontdek het wat die Here vir hulle kan doen. Dalk is dit iemand wat gestagneer het. Almal van ons ken 'n voorbok. Ons almal ken iemand wat 'n agteros is ook. Sien, en as almal 'n agteros is, gaan 'n trop stil staan.
Die trop sal nooit beweeg wanneer almal wil agterloop nie. Sien maar, dan kry jy 'n ander enetjie en dis 'n voetsleper. Die voetsleper loop heeltemal apart weg van die trop af. Die voetsleper is afgesonder, stadig, onbetrokke. Dis die alleenlopers. Dis hulle wat nooit wil deel wees van die kudde nie. Hulle wil noem, hulle is deel van die trop, maar hulle wil nie in die trop loop nie. Sien, in die natuur is die voetslepers die eerste prooi, die maklike prooi. In die geestesriem werk dit presies dieselfde. Die voetslepers is hulle wat eerste gevang word. Hulle wat eerste sal val. En daar is niemand wat hulle kan ophou nie. Niemand wat hulle kan ondersteun nie. In Openbaring 3, kom en skryf Johannes iets, hy sê wat, toe die Here dit vir hom openbaar het, hy skryf, maar nou omdat jy lou is, en nie koud is of warm is nie, gaan ek jou my mond uitspoeg. Die Here sê, omdat jy lou is, omdat jy die voetsleper is, word jy verwerp. Nie omdat jy gehaat word nie. Nie omdat jy nie beklei nie. En nie omdat jy agterloop nie. Maar omdat jy niks voel nie. Die voetsleper het nie 'n verhouding met die Here nie. Die voetsleper ken nie wat dit is om die Here te dien nie. Daar's geen intimiteit met sy Vader nie. Hy dra nie vuur nie. Hy word nooit deel van die trop nie. Die voetsleper sal jy kry in die kerke. Hulle sal daar wees, Sondag vir Sondag. Hulle sal sit op hulle sitplekkie, want dit is hulle sitplekkie. Maar hulle sal nooit groei nie. Hulle het nooit daai intimiteit waar die Vader na verlang nie. Sien, om lou te wees is gevaarliker as rebellie. Rebelse mense voel nog iets. 'n Lou persoon kan niks voel nie. As jy koud is, kan jy dit voel. Maar 'n persoon wat lou is in hulle geloof voel niks nie. As jy 'n padda in 'n pot water gaan gooi wat warm is, sal hy onmiddellik spring. Maar gooi daai padda in 'n pot koue water en jy sit daai water so bietjie aan. Soos die water lou word, so word die padda lou. Die padda voel dit nie. Hy kom nie agter die water word al warmer nie. Hy padda sal naderhand kook saam met die water, sonder dat dit weet. Louheid is gevaarlik. Die Here soek nie lou kinders nie. Hy verkies dat sy kinders moet warm wees. Amen. Sien, die voorbok dra 'n klok vir 'n rede. Maar wat as die klok gebreek het? Wat as daai klok nie meer wil lui nie? 1 Korintiërs 14 skryf Paulus, want as die basyn 'n onduidelike klank gee, wie sal klaarmaak vir die oorlog? As die klok 'n onduidelike klank gee, wie gaan hom volg? As die voorbok se klok nie lui nie, hoe gaan die ander skape weet om agter hom aan te loop? Hoe sal hulle weet waartoe om te gaan? Watter pad is veilig? Sien, as jou lewe op daai plek is, waar sommige dae is jy heilig, en ander dae is jy binne in die wêreld.
Sommige dae brand jy vir die Here en ander dae as jy weer yskoud en dan is jy lou. As jou eie lewe is, dat jy op en af gaan soos golwe, wie is veronderstel om jou te volg? Hoe gaan Jesus binne jou gesien word? Hoe gaan mense jou klok moet hoor? Hoe gaan hulle dit moet erken? Amen. En die hartseer vandag is, daar is verkeerde klokke wat daar buite lui. Daar is mense wat met klokke loop, voorbokke wat met klokke loop. En is 'n verkeerde klank wat daar uitkom. En die bokke word op 'n verkeerde pad gevat. En baie kere lei daai pad na afgrond toe. Sien, die voorbok lewe konsekwent. Hulle is nie perfek nie. Hulle kan ook foute maak. Die voorbokke is oorgegee. Amen. Hulle lewe met 'n vasgestelde stel reëls. Met 'n stel reëls wat beginsels insluit. Voorbok lewe met 'n spesifieke manier waarop hulle wandel. Hulle lewe met 'n spesifieke wyse waarop hulle loop. Want hulle weet, as hulle die verkeerde pad loop, sal die wat hulle volg, almal van die afgrond af gaan saam met hulle. Hulle klokke lui duidelik. Ek behoort aan Jesus. Ek is uitverkoop. Hulle klokke lui duidelik. Ek lewe vir die Allerhoogste. Ek lewe vir die lewendige. Hy lui duidelik. Ek lewe vir integriteit. Ek lewe as 'n oorgegewe een. Amen. Ek lewe vir liefde en hoop en genade. As jy gaan by jou huis 'n lekker vuurtjie maak en jy haal een van die kooltjies uit die vuur uit, begin daai kool doodgaan. Maar as jy hom vat en jy sit hom terug binne in die vuur in, gaan hy weer brand. Amen. Sien, jy was dalk 'n voorbok gewees. En dinge gebeur in die lewe. Jy het gebrand vir die Here. Jy het voorgeloop, jy het Sondag na Sondag gehardloop en mense gaan vertel. Jy het uitgemis. Jy moes dit gehoor het. Amen. Sien, maar dan kom dit in. Mense kom ons te na en ons kry seer. Teleurstellings gebeur. Jy raak moeg en uitgeput. En is een toets na 'n ander toets wat jy moes deurgaan in jou lewe. En die aanvalle was daar. En ewe skielik kom jy agter dat jou koeltjie was uit die vuur uitgehaal. Jy dalk nie heeltemal opgehou brand nie. Jy was dalk net langsaan neergesit en jy het so lou gebly. Ewe skielik kom jy agter, jy het agtertoe begin beweeg, in plaas van vorentoe. Sien maar, die Here kom en sê, kom net terug na die vuur toe. Sit jouself net weer terug binne in die vuur in. Jy sal weer brand. Jy gaan weer die werk doen wat jy moes gedoen het, wat jy oorspronklik voor geroep was. Sien, die huis van die Here kan nie groei op agterosse en voetsleepers nie. Amen. Hulle het ook hulle plek. Hulle is net so waardevol soos wat die ander is. Maar 'n gemeenskap kan nie verander wanneer daar net agterosse is nie.
'n gemeenskap het voorbokke nodig. 'n Kerk het voorbokke nodig. Amen. Ons kan nie verander deur passiwiteit nie. Deur net agteroor te wil sit nie. Kinders kan nie gered word wanneer hulle ouers nou is nie. Mense kan nie gered word wanneer ons wil lou wees nie. Hulle kort vuur. Amen. Hulle kort nodig dat iemand hulle gaan aansteek. Dalk moet jy die petrol wees. Dalk moet jy die vuurhoutjie wees. Maar iemand moet iets doen. Iemand moet weer sê, hier is ek. Iemand moet weer sê, ek gaan bid vir my huis. Ek gaan bid vir my gesin. Ek sal my gesin lei. Voorbokke het nodig om weer op te staan, om te sê, ek sal my gesin kerk toe vat. Of hulle wil of nie. Gesinne sit by die huis, want die kinders sê ek is nie lus nie. Gesinne wat veronderstel is om in die huis van die Here te wees, sit eerder voor 'n televisie. Want die kinders word wakker en sê, ek wil nie. Hoe maak jy wakker? Hulle is 'n kind. Hulle kan nie vir jou sê, ek wil nie. As hulle in jou huis bly of onder jou dak bly, jy is die hoof van die huis. Jy sê, jy sal kerk toe kom op 'n Sondag. Ek kan onthou toe ons groot geword het, ons was nie 'n keuse gegee of jy wil kerk toe gaan of nie. Jy sal kerk toe gaan. Amen. En ek dank die Here dat my maale en my oumaale vir my gesê het, jy sal kerk toe gaan. Amen. Of jy nou lus was of nie. Want dis waar ek die Here ontmoet het. Maak nie saak of die kinders op die vloer lê en slaap nie. Maak nie saak of hulle met hulle speelgoed speel nie. Hulle hoor. En die saadjies word geplant. Iemand moet weer sê, ek gaan opstaan. Amen. Ek sal beklei. As jy nie beklei nie, sal ek beklei. Iemand moet weer sê, ek weier om verder agter te loop. Ek weier om die agteros te wees. Ek wil die voorbok word. Ek wil teruggaan na die vuur toe. Soos wat Jesaja geskryf het, sê, hier is ek, Here, stuur my, Amen. gebruik my. As jy vanoggend eerlik met jouself moet wees, waar is jy? Is jy die voorbok? Of is jy die agteros? Of is jy die voetsleper? Of is jy die een wat hier in die middel van die trop rondhang? Wat nog nie regtig wil weet waar jy wil wees nie. Jy is deel, maar nog nie bereid om die voortou te vat nie. Dalk nog nie geestelik daar om die voorbok te gaan wees nie. Maar ek is bereid om te leer. Ek is bereid om by die Here se voete te gaan sit. Ek is bereid om iets te doen. Amen. Die Here soek nie perfekte mense nie. Hy vra nie daarvoor nie. Hy vra vir bereidwilligheid. Hy vra vir beskikbaarheid. Dis al wat die Here ooit voorvra. Is dat ek myself beskikbaar stel. Die Here forceer ons nie om werke te doen nie. Maar hy vra, sal jy bereid wees om dit te doen? Sal jy jouself beskikbaar stel?
Hy soek mense wat sê, Here, laat my klok weer lui. Here, laat my vuur weer brand. Here, gebruik my. Maak my die voorbok. As jy in daai donker veld loop, en die mis hang so dik in die veld, en jy hoor die klok lui, wie se klok is dit wat gaan lui? Amen. Gaan dit jou klok wees? Gaan jy die een wees wat die klok lui van die voorbok? Gaan jy die een wees wat sê ek is bereid om ander te lei? Ek is bereid. Elke oog gesluit vanoggend. Vanoggend sit ons hier so in. Ons staan in die Here se teenwoordigheid. En Heilige Gees, ek dankie dat jy by elkeen stil staan nou. Ek dank die Heilige Gees dat jy met elkeen praat op jou eie manier. En vanoggend vra die Here vir jou, kyk net na jouself. Kyk waar staan jy in die trop. Dalk staan jy as die voorbok. Dalk staan jy as die agteros. Of jy dalk so koud geword dat jy 'n voetsleper geword het. Of jy hang net hier in die middel rond. Maar hy vra vanoggend vir jou, kyk waar staan jy? Is jy bereid om te groei? Is jy bereid om vir ander te gaan vertel? Is jy bereid om die voorbok te word? Is jy bereid om jouself weer terug te sit in die vuur in? As jy vanoggend na jouself kyk, en jy kom agter, jy is nie waar jy moet wees nie. Jy is nie op die plek in die trop waar jy moet wees nie. En jy sê vanoggend, Here, hier is ek. Here, help my. Here, verander my. Here, laat ek weer terugkom. Laat ek weer binne in die vuur is. Here, ek wil die voorbok word. Ek wil vra dat jy vanoggend 'n stap van geloof dan vat. Sit net jou hand in die lug. As jy sê, Here, help my. Ek kan nie self my pad verander van die agteros na die voorbok toe nie. Ek het leiding nodig. Amen. Ek wil hê, kom ons staan vanoggend en ons gaan saam bid vanoggend. Ons gaan saam met die Here uitkom. Here, vanoggend staan ons hier voor U. Here, in U teenwoordigheid. Here, en U woord sê dat U deursoek ons hart en ons gees. Here, vanoggend was U so getrou om vir ons te wys waar ons staan in die trop. Waar ons posisie is as die kind. Here, sommige van ons het geloop as voetslepers. Here, sommige van ons het geloop as die agteros. Party van ons het net hier in die middel rondgehang, Here. Nooit werklik dit gedoen waarvoor U ons geroep het nie.
Here, maar vanoggend kom ek. En in die naam van Jesus Christus, breek ek die gees van lauheid oor elkeen. Ek bind vanoggend die gees van lauheid oor die gemeente. Ek bind die gees van lauheid oor elke lidmaat, oor elke een wat inskakel vanoggend. En ek sê vir jou, jou werke is nutteloos. Jy sal nie verder verwoesting saai nie. Ek dank U Heilige Gees dat U vanoggend vreugde herstel. Ek dank U Here dat U vanoggend mense terugsit binne in die vuur in. Laat dit weer sal brand. Ek dank U Here dat U Heilige Gees sal kom en petrol oor die vuur gooi. Laat daardie vuur sal brand soos nog nooit van tevore nie. Laat dit sal borrel soos 'n fontein uit ons binneste uit. Ek dank U Here vir nuwe voorbokke wat opstaan. Here, vir voetslepers wat weer terugkom in die trop in. Ek dank U Here vir bonatuurlike herstel, vir bonatuurlike aanraking. Ek dank U Here dat U so getrou is, dat wanneer ons uitreik na U toe, dan is U daar om ons hand te vat. Here, U sê al wat ons moet doen is gee die eerste tree, en U sal die res vir ons doen. Ek dank U Here vanoggend vir die winde van verandering wat waai in elke een se lewe. Here, dit waai in ons harte. Dit waai in die gemeente, Here. Dit waai in die gemeenskap, Here. Dit waai in hierdie dorp. Dit waai onder besighede, Here. Here, dankie dat wanneer ons na U toe gaan en ons kyk na U toe, Here, dan sal ons U hand sien beweeg. Ons sal die heerlikheid sien. En almal wat rondom ons is, sal sien hoe groot U is. En hoe wonderbaarlik U is. En hoe U, Here, die voetslepers verander na voorbokke toe. Die agterosse verander na voorbokke toe. Dankie Here dat deur die voorbokke sal daar verandering kom in die gemeenskappe en in die dorpe en die skole en in huise en in gesinne. Ek dank U daarvoor in Jesus Christus almagtige naam. Amen. Amen. Soms net so gou so 'n paar reëlings terwyl ons liefdesoffers volgens vir die Here reg kry. Onthou, gaan vertel ons dames tee, die 18de April met Michelle Eywers. Dit gaan 'n goddelike oggend wees. Michelle werk net soos wat die Heilige Gees haar lei. Sy kom nie met 'n spesifieke tema nie. Die Heilige Gees lei haar presies en sê vir haar presies wat sy moet vertel. Maar sy het 'n groot getuienis aan haar. En sy deel daai oggend ook 'n getuienis met ons. Eina my maand het ons mark en ons gaan volgende week is kerkraad vergadering. Ons gaan gou 'n paar dinge praat en onthou die mark, gaan vertel so lank van die mark. Die advertensies gaan in die week uitgaan.